Welkom terug, ons is nog in 'n diep gesprek met die musikant JP Dix, maar voordat ons nou verder gaan gesels, JP, nou het jy daai gitaar vir jou na daai banjo nader getrek. Daai drumgitaar. Wat gaan jy vir ons speel vanoggend? Soos ietsie van alles. Laat ons bietjie hoor. As hy. Ja, daar is drie susters. Drie susters op drie susters. Ja, okay, dis lekker op drie susters, maar speel ietsie wat ons kan hoor. Jy laat looi. Hulle het gevra weer. Dit klink ook bekend. Kyk ou mater, en dit is 'n ding wat net natuurlik weer teruggekom het na jou toe. Het jy ooit die banjo gemis? Het jy die gitaar gemis terwyl jy daar op straat was en net vir jou plekkie weer in die son gesoek het? Jy kan nie eens verstaan hoeveel nie, Pieter. Dit is een van die grootste dinge wat ek gemis het, jy weet, is net weer om musiek te maak. Hierdie het ook 'n baie interessante storie, daai einste banjo. Vertel net gou so in kort vir ons die geskiedenis. Ja, weet jy, hierdie banjo het ek per toeval in 'n plantjieswinkel baie jare terug opgespoor. Ek dink dit was omtrent hier so 2005, 6 daar rond. En ja, ek het met hierdie banjo het ek al in Beeskraal gespeel, Dixie Hillbillies, soos wat jy weet. Ja. Het selfs met ons opgetree 'n paar keer. En ja, op 'n koel toe ek in die Kaap gaan bly, toe bly hy agter, hy het net missing geraak. En Pieter Marcato het hom toe gekoop. Van Pieter Marcato af is hy toe na iemand anders, toe weer na iemand anders. Jy kan die hele storie volg op Facebook. Ek dink is op YouTube ook. En eventueel, juist toe Albert my in rehab gehaal, sê ek vir hom, "Yes, weet jy Albert, as al een ding is wat ek genuine sal wil terug hê, is dit my banjo." En hy sê, "Staan by." Ek sê, "Okay, wag toe." En so wragtig, julle sal sien op die video ook 'n paar dae later kom hy daar by my aan en hy sê vir my, "Maak jou oë toe." Ek maak my oë oop en pragtig, daar is die banjo. Wow, uit werk gemaak. Dis 'n wonderwerk. Ja. Gaan ons die banjo ook te sien en te hore kry in jou produksie by die Afriforum Theater? Beslis. Jo, nee, dit gaan 'n onvergeetlike aand wees hoor. En die Strings of Survival, hoekom het jy besluit om jou storie met gehore te deel? Pieter, ek dink my storie is 'n storie van hoop. Dit wys vir mense dat jy weet waar ek was en dat mens moenie opgee nie, weet jy kan weer opstaan. As jy positief bly en jy bid en jy bly in die Here, dan kan jy dit weer, die Here sal jou weer optel. En wat kan mense nog verwag van die produksie? Ek meen, uiteraard baie musiek. Baie gitaarmusiek en dan so natuurlik 'n baie bekende kunstenaar wat ek nie nou mag sê nie, wat my gaan kom join vir so 'n paar liedjies. Lekker. En ja, dit gaan net 'n great music show wees. Gaan ons jou met die gitare beleef? Het jy 'n orkes wat saam met jou gaan optree? Nee, dit is net 'n eenman produksie, maar dit is wat dit nog meer stresvol maak, jy weet. So ek kan nie foute maak nie. Alles moet reg wees. Maar ons het dit baie goed geoefen. Watter musiek was nog altyd vir jou na in die hart? As jy nou self moet, jy weet, dink, dis met hierdie musiek wat ek myself lekker vereenselwig. Is dit die pop, is dit die rock, is dit die classicals? Waarvan nou jy? Definitief rock, Dire Straits, jy weet, dit het 'n groot invloed. Mark Knopfler, die gitaarspeler. Ek het baie by hom sy manier van speel geleer, jy weet, veral die fingerpicking style. En Nou speel nog so ietsie daar man. ek sê dit in my spel ook, Ja, laat ons sien. Man, soos dat jy hom nog nooit gehoor het nie. Dis so lekker. En dis seker vir jou so lekker om net weer die ou JP hier en daar te kan herontmoet. Ja, weet jy, ek het actually myself leer ken toe ek nou deur rehab was.
En ek het besef, hoor jy, maar JP Dix is actually nie so bad mens as hy nugter is. En wat is mense se reaksie wat nou al wel op die sosiale media gevolg het? Ek weet met die TikTok en jy weet Albert wat ook so goeie footprint het in die sosiale media. As mense jou raakloop en goeders is dit kan of hoerie maar is jy nie daar ou nie of wat is die reaksie? Ja, weet jy, dit is partykeer nog 'n bietjie oorweldigend, maar jy weet, ek is maar net nog steeds ek, jy weet, plat op die aarde. En dit is net vir my great dat die Here my die geleentheid gegee het om 'n inspirasie vir ander mense te wees, jy weet. Wat is jou droom van hier af vorentoe? Man, Pieter, soos ons vir Albert gesê het, een van my groot goals was Jacaranda Live en dit het ons gedoen. So ek dink ons mik net vir die volgende hoe kan ek sê mylpaal, ja. Mylpaal en jy wil terug wees met mening. Ons wil hê jy moet weer sessies saam met ons as kunstenaars doen en ons wil net ook meer sien en hoor van jou ook, man, wat die musiek aan betref. Ja, absoluut. Ek is besig om te skryf. Ek het al 'n hele paar nuwe liedjies geskryf en ja, daar's definitief 'n paar nuwe goed op pad. My vriend, baie dankie vir die gesels. Ons gaan jou sien by die AfriForum Theater. JP Dix Strings of Survival die 5de Julie by die AfriForum Theater. Kry jou kaartjies sommer nou aanlyn gemaak daar 'n draai. Dis al waarvoor ons ongelukkig tyd het wat vanoggend aanbetref, maar ons is môreoggend 6uur weer klokslag terug met 'n lekker propvol program saam met die res van die span hier op Goeiemôre, Good Morning. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Gaan vandag groot maak 'n verskil en ons kuier môreoggend weer saam. Lekker dag.